Ons lees uit die evangelie van Lukas, die eerste hoofstuk vanaf vers 26. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God na Nasaret gestuur, 'n dorp in Galilea, en na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en vir haar gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie woorde tog sou kon beteken. Maar die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. En aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie." Maar Maria het vir die engel gesê: "Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie?" Die Griek sê: "Ek het 'n man nie geken nie. Alles in my lyf is nog in plek." Maar die engel het haar geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal die seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger, en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom, alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger. Want, Maria, geen woord wat God spreek is kragteloos of sal kragteloos wees nie." Ek gaan 2 verse herhaal, want dit sê basies wat ons gedeelte sê. En die eerste een is: hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Konkrete fisiese troon op aarde. Want, en in die volgende vers het ons uitlig, geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Die Griekse woord sê eintlik geen gesproke woord, niks wat ek hier vir jou sê, wat God hier deur my vir jou sê, Maria, kan nie gebeur nie. God spreek en dit gebeur. Dit is hoe God werk. So, wat is ons tema? Ons tema is: God se seun het gekom om te bly. So in die Kerstyd, in die boodskap van die engel, is die tema: God se seun het gekom om te bly. Nou as ek sê bly, dan bedoel ek absoluut 100% wat ek sê. Die seun van God het nooit weer weggegaan nie. En niks kan hom ooit weer keer nie. Hy het 'n troon, 'n fisiese troon, en hy regeer vir ewig. Hy bly vir ewig. Het iets gebeur met die geboorte van Jesus Christus wat jy baie goed moet verstaan. Dis soos 'n boer wat 'n stuk grond het en hy huur die grond uit aan een van die bure van hom, en hulle ken mekaar, na sy netwerk, en almal weet dis die boer se grond. Dit uiteindelik kom die boer se seun daar boer, en hy het 'n effek. Nie almal hou daarvan dat hy gekom het nie, maar hy het gekom om te bly. En dis sy grond. En dit gaan nie verander nie. Of jy nou van hom hou of nie, dis sy grond. En die ouens wat op sy plaas boer soos hy nou wil hê en gaan sê, dit moet gebeur. Die seun van God, die geboorte van Jesus Christus sê, die seun van God het gekom om te bly.
Dit is bly beteken alles wat ek bedoel met bly, alles wat die Bybel sê, bedoel met bly, is bly. Die Seun van God het nie weggaan nie. Die Seun van God, Jesus, het nie gekom en gegaan nie. Baie mense praat so vandag. Hulle sê, Jesus Christus is gebore, en hy het dood gegaan, en hy is weg ergens, woeps in die hemel in, en eendag gaan hy terugkom, en dan gaan ons almal saam met hom ergens daar in die hemel, waar ook al dit is, regeer. Dis nie wat die engel hier sê nie. Die engel sê, die Seun van God het gekom om te bly, reg? Nou, vir ons as mense is die woord bly baie snaaks, want ons verlewens verander, en kom ons sê die evolusie leer, wat ons glo, sê vir ons verander. Ons word heeltyd progressief beter, ons ontwikkel, en daarom verander ons wêreld en ons waardes. Alles wat ons het, verander. Ons ken eintlik nie, ons verstaan eintlik nie die woord bly nie, maar niks bly vir ons dieselfde nie. Of ons dink so, dis wat ons hoor, wat ons geleer is. En as jy van Kersfees praat, dan sê mense vir jou vandag, ja, maar kyk, alles het verander, kyk na Europa, kyk na Australië, kyk na die VSA, niks is meer dieselfde nie, alles het verander. Dis ons land, dis 'n Christelike kultuur, dis 'n Christelike westerlike land. En nou, hier's 'n ander gees, 'n ander godsdiens, hier's 'n ander manier wat hier besig is om oor te vat. Niks het gebly nie, die Seun van God se geboorte, die Kersfees, dit wat ons as Christene soveel eeue lank vier, het verander, dit bly nie. Maar dit is baie interessant, dat hierdie selfde mense ook oor God so dink. Hulle, soos ek nou gesê het, sê maar ons het geëvolueer, ons het verander, ons as mens word al hoe slimmer, al hoe beter, ek dink so. En daarom verander ook die gees in ons, en daarom, ja, kan ons nie meer oor Kersfees dieselfde dink as ons voorouers nie, maar ja, dit was 'n bietjie van 'n storie, en dit was nie waar nie, en wat. So, hierdie mense wat ontsteld is oor alles wat verander, is dieselfde mense wat sê, alles het verander. God het verander, die woord het verander, ons waardes het verander, ons het slimmer geword. En dis dieselfde mense wat sê, ek wil nie dat God oor my regeer nie. Dis dieselfde mense wat sê, hierdie materie, die goed wat ek en jy het, die matrix wat ons besit, is veranderlik. Of dis totaal niks werd nie. Met ander woorde, die grond waarop ek bly, dis gewone wetenskaplike materie, en dit verander. Ons is in elk geval besig om geld in 'n kubervorm te geld is nie meer geld nie, dis elektroniese geld. My lyf is nie meer dieselfde lyf nie. Ons het nou al geleer dat ek identifiseer my net op 'n manier in my lyf. En die babatjie wat binne in 'n vrou se lyf is nie 'n lewe nie. Dit is nie iets materieel, is nie 'n materiële lewe nie. Sy kan besluit, die een lyf kan besluit by die ander lyf wat in haar lyf is, wat is daai lyf se toekoms, materieel. Ek kan hom doodmaak. En so kan ons aangaan. So die mens wat Christelik is, wil vir ons kom sê, alles het verander en niks bly nie. En tog is daai selfde mens ontsteld dat alles verander. Ek bedoel, as jy na die westerse samelewing kyk, die groot probleem is nie die ander gees of die ander godsdiens wat gekom het nie. Dit met alle liefde en respek, is 'n baie minderwaardige onontwikkelde godsdiens. Dis werklik nie, as jy wil praat van ontwikkeling, dis werklik nie iets indrukwekkend, hierdie nuwe gees wat van godsdiens, van die moslim en die islam, wat die wêreld veroorlog. Dis niks niets nie, dis niks besonders nie, dis niks indrukwekkend nie, dis eintlik baie primitief, baie onontwikkeld, baie swakker kwaliteit as die woord van God in die Ou en in die Nuwe Testament. So, wat wil die Here vir ons vandag sê met die Seun van God wat mens geword het? Die Seun van God het in sy materie, God het in sy materie ingekom, en hy het daarin kom bly. Hy het dit nooit weer verlaat nie. Daar is nie so iets as dat God sy skepping verlaat nie. Daarom sê die engel ook vir Maria, niks wat God sê is onmoontlik nie. Alles wat God gespreek het, alles wat God geskep het,
is in sy woord vasgevang, in sy gees. En dis wat so belangrik is. Dis deur sy gees wat materie sin kry, wat jou en my lewe sin kry, wat ons voorvaders gekom het tot waar hulle gekom het. Dis waaroor dit gaan hier. Die Seun van God het gekom om te bly. Iemand wat nou, goeie vriend van my, wat nou in Britannië op die oomblik nog steeds is, wys vir my foto's van hierdie pragtige kathedrale, wat die mooiste argitektuur het, en wat eens deur Christen mense gevul was met lofsange en erediens en selfs met bloed. Daai selfe pragtige geboue word vandag gebruik vir partytjies en vir alles behalwe vir die eer van God. So die gees van God het uit daardie gebou uitgetrek en so gebeur dit ook vandag met die hele Weste. Die gees van God het onttrek uit ons samelewing, want ons verstaan nie wie God is nie. So kom laat die woord van die Here vandag na ons toe kom en laat ons hom toelaat om vir ons te wys wat sê hy met die geboorte van Jesus Christus. Die eerste ding wat hy sê is God word materieel. God word 'n mens. Hy betree vir die eerste keer in die geskiedenis fisies, materieel sy eie skepping. Gabriël se woorde stel Jesus se geboorte uit die maagd op 'n baie besondere wyse. Hy spruit, dis wat die grondtaal eintlik sê. Hy spruit, Jesus Christus, die Seun van God, God self, spruit uit 'n maagd. Dink mooi hier. God self word in 'n maagd 'n mens. Hy kom en hy ontspring uit 'n menselyf wat hy self geskep het. Ja, 'n lyf wat nog nooit omgang gehad het, nog nooit seksueel verkeer het nie. Kom God en hy laat 'n seun, 'n menseseun, sy seun wat van ewigheid af is, uit hierdie vrou ontkiem. Hy groei uit haar uit. En sy het nog geen seks gehad nie. So haar hele liggaam is nog verseël, is nog 100% maagdelik. Jesus Christus is gebore uit 'n maagd. En uit hierdie maagd het God se woord gespreek. En nou sê die engel, en dis belangrik om dit te verstaan, hy sê vir Maria dat 6 maande voor jou het iets soortgelyk al gebeur in iemand wat familie van jou is, se liggaam. Sy was hoë ouderdom, sy was onvrugbaar, maar sy is reeds swanger. Met ander woorde, die engel sê vir Maria, wat in jou gaan gebeur, het God reeds gedoen in 'n groot mate in Sagaria en Elisabeth se liggame en se lewens. Alhoewel hulle natuurlik omgang gehad het, maar hulle was onvrugbaar. So hier, as die seun van God gebore word, is dit nog een vlak hoër. God sal jou oorskadu. Nou daai woord is geweldig belangrik. Daai woord skiazo in die Grieks beteken om totaal oor te neem, om in besit te neem, om te oordek, soos wat 'n wolk, as 'n groot magtige wolk, 'n son oordek en oor jou kom hang en dit totaal koel en donker onder daardie wolk word. Die een verklaring van die woord, ek wil dit vir jou lees, sê to cast, hierdie skiazo beteken to cast a shade upon, by analogy to envelop in a haze of brilliancy, figuratively to invest with a preternatural influence. That means beyond what is normal or natural, to overshadow. So die beeld wat die Bybel hier vir ons gee, wat die Heilige Gees vir ons in die skrif gee, is presies dieselfde beeld as met die skepping, toe die Gees van God gehang het oor die donker dieptes. Onthou jy dit? In die begin het God gespreek
en dit was woes en dit was donker, maar die Gees van God het oor hierdie skepping gehang en God het gesê, laat daar lig wees. So dieselfde taal wat die Bybel gebruik in Genesis, is wat die engel hier gebruik vir Maria. God gaan uit jou lyf uit, gaan hy 'n mens in die lewe roep deur sy woord wat nooit leeg kan terugkom nie. En dis wat in jou gaan gebeur, Maria. God gaan jou skiatso, God gaan jou oorskadu, God gaan iets in jou kom skep wat buitengewoon is. God se sy eie seun gaan deur jou liggaam materieel in hierdie wêreld inkom. Sien jy dit? Die seun van God het gekom om te bly. Hy's 'n mens. Hy bly in sy mamma se buik, Maria, die maagd se buik. Hy bly daar materieel, fisies. Hy's daar in haar buik. Hy is fisies teenwoordig. En nou sê die engel, dit gaan so bly. Ek sal nou verder op ingaan. Maar kan jy sien dat wat die Bybel sê, die seun van God het gekom om te bly. En as jy kyk na die goed wat hy van praat, is dit alles materiële goed. Die troon van Dawid sal hy kry. Hy sal regeer oor die geslag van Jakob, die saad van Jakob, die mense. Jakob is ouer as Dawid. So die troon, Jesus se troon gaan verder terug. Jesus regeer ook oor mense wat voor hom geleef het. En hy gaan ewig regeer. So die punt is, God het sy seun uit 'n mens uitgeskep, maar nou baie belangrik, daai mens uit wie sy seun kom, is uit sy seun geskep. Die Bybel sê vir ons op verskeie plekke, Johannes 1, Kolossense 1, Hebreërs 1, God het die wêreld deur Jesus Christus geskep. So, Jesus Christus was van die begin af. Alles wat ontstaan het deur hom ontstaan. En niks wat ontstaan het, sê Johannes, het sonder hom of buite hom ontstaan nie. Die hele wêreld, Maria, alles wat gebeur is uit Jesus uitgeskep. En nou kom hy, wat God is, uit sy skepping, en hy kom word deel van sy skepping. Jesus Christus is met ander woorde die matrix. Hy het nie net gekom om te bly as mens nie, hy het gebly maak, en hy het gemaak om te bly. Die skepping is syne, dis alles syne, en God sal nooit, daar is nie so iets soos 'n neutrale liggaam, of 'n neutrale chemie, of 'n neutrale land, of 'n neutrale kerk nie. Dit is alles God se, God se woord leef daar binne-in, God se woord verander, en God se woord skep en maak nuut. Dit is wat die seun van God kom doen het. Die seun van God het gekom om te kom bly. Die baba in jou buik is nie joune nie, dis God se. Die land wat jy in sit, is nie jou land nie, dis God se land. Daai land het geword wat hy geword het, omdat jy en ons voorvaders God toegelaat het, om materieel in hulle wette, in hulle liggame, in hulle geld, in hulle besittings te regeer. En so het die seun van God gekom, om die troon van sy vader Dawid te kom oorneem. God gee vir hom daai troon. Dis niks snaaks nie, dis niks weird nie. Dis wat God gegee het. So die eerste gedagte is baie duidelik, die seun van God word materieel. Hy het gekom om te bly. Hy betree sy skepping, en hy gaan nooit weer afstand doen van sy skepping nie. Dit beteken, my liewe vriend, dat jou liggaam, jou denke, jou geld, jou eiendom, alles wat jy het, is God se. En God wil in jou woon. En God wil deur sy woord jou lewe betree, jou liggaam betree, jou geld, jou waardes betree. Hy het gekom om te bly. Die vraag is nie of hy ewig is nie. Die vraag is nie of hy verander nie. Die vraag is, hoekom wil jy verander? Hoe dink jy werklik kan jy verander? Ek kyk gisteraand 'n film, en dit is nou hierdie progressiewe film, om die mens wat al hierdie waardes maak, wat flieks maak, wat God wil onttroon, hy kan net 'n paar woorde gebruik wanneer hy vloek. Dit is altyd dieselfde woorde. Dit is asof hy idioot geword het. Dit is asof hy graad 1 toe is, asof hy net 4 of 5 woorde ken in sy skrip. Ons het nie beter geword nie, ons het nie
progressief geword nie. Ons het agteruit gegaan. Kyk hoe lyk ons huwelike. Kyk hoe lyk ons waardes. Kyk na die films wat ons maak. Kyk na die liedere wat ons sing. Niemand is trots daarop nie. Geen wonder 'n primitiewe godsdiens kan ons oorvat nie. Daar's geen meer diepte nie. Daar's geen meer kennis van God nie. Daar's geen meer heiligheid nie. Die engel sê vir Jesus, vir Maria, hierdie seun sal heilig wees. Hierdie seun sal aan God behoort. Materieel. Die gees van God sal op besit. My vriend, die vraag is, hoe materieel is God in jou lewe teenwoordig, in jou dade teenwoordig, in jou woorde teenwoordig? Verstaan jy dat jy geskep is uit Jesus Christus? Verstaan jy dat Jesus Christus 'n mens geword het, dat hy nou op hierdie oomblik regeer oor die troon van Dawid? Verstaan jy dat die gees van God in jou woon, nie of jy hom voel of nie voel nie? Die gees van God is in jou. Die hele skepping is God se. Jy behoort aan God. Ook die heidene behoort aan God. God gebruik hulle soos hy wil. Daar's niks neutraal nie. As God nie regeer nie, regeer jy verseker ook nie. Kom ek dit vir jou sê. 'n ander mag, 'n ander gees regeer oor jou of oor jou land. Die engel se woord het in Maria pos gevat. Maar God se woord het ook. God het in haar liggaam kom skep. Die seun van God het 'n mens geword en sy koninkryk is geplant. Die woord van God is in jou geplant. Die gees van God werk in jou. Die seun van God is jou koning. Hy het die troon van Dawid. Hy regeer. Jy hoef nie bang te wees vir enige iets nie. Jesus Christus regeer in heerlikheid op hierdie oomblik en hy regeer oor al die koninkryke van die wêreld. Al die nasies van die wêreld. Wat jy vandag moet verstaan, is die werklike geboorte van Christus. Kan nie soos Kersfees in Europa verdwyn nie. Want God het dit begin. En God se seun leef tot in ewigheid. En hy leef ook in jou lewe as jy in hom glo. Werp jou gewig volkome op hom en hy gee die oorwinning. Nie sal dit gee nie, hy het dit reeds gegee. Dis die boodskap van die regte, ek wil nie regtig sê Kersfees nie, die geboorte van Jesus Christus. Dit is die boodskap wat jy moet glo. Hou vas aan die seun van God. Wat God sê is waar, soos die engel vir Maria sê. God se woord gaan nie leeg terug nie. En jy's deel van hy woord. Hy spreek elke dag in jou. Hy skep jou, hy hou jou vas. Hou jy aan die seun vas en God sal saam met jou wees. God het gekom, die seun van God het gekom te bly. En dit beteken jy kan ook ewig bly. Shalom. Ons het nou na deel 1 gekyk van die seun het gekom om te bly. Kyk in die volgende gedeelte na deel 2 en later na deel 3.